Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Hemelse Vader, ons is hier in u huis by mekaar, omdat ons vandag terugdink aan daardie dag, wat ons Heiland, ons Verlosser, ons Koning, ons Here, aan die kruis gesterf het. 'n meer intense lyding ervaar het as wat ons ooit sal ervaar. Die verwerping, die eensaamheid. Here, ons is aangegryp daardeur, want hy het dit vir ons gedoen. Vir my, vir elkeen van ons. En ons wil vir u kom vra. Kom in hierdie oomblikke vanoggend. Kom, maak dit stil in ons, help ons om iets van die wonder van Goeie Vrydag te ervaar. Dat die dankbaarheid in ons opnuut kan groei. Here, nie net die dankbaarheid nie, maar die bewondering en die verwondering. Dankie dat ons hierdie geleentheid nou so kan beleef. Ons sien uit na 'n ontmoeting met u. Here, ons wil nie net terugdink nie. Hierdie diens, dit waaroor ons wat ons gaan lees, wat ons oor gaan nadink, mag nie vir ons net 'n herinnering wees nie. Maar 'n ontmoeting met u, die ware, lewende, enigste God. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan lees uit Hebreërs 9, net 4 verse, vers 11 tot 14. Ek het vergeet om daai prentjie daarin te sit, dis kom hy so swart is. Ek het geskrik, ek sien die bord is swart. Hebreërs 9 vers 11 tot 14. Miskien is dit goed so. Kom ons dink net eers 'n bietjie na. Wat het op Goeie Vrydag gebeur? Ons tema is van altaar na tafel. In die Ou Testament moes die volk van die Here offers bring om te probeer om vergifnis te kry. Wanneer hulle voor die Here kom staan en vra, Here, asseblief vergewe my sonde, maak my skoon, ek wil aanvaarbaar wees vir u, aanvaarbaar as deel van u volk voor die mense ook. Dan moes hulle 'n dier slag, maar nie sommer enige dier nie, 'n spesiale dier. Geen gebrek nie. En dit moes jou iets kos. En dan kos dit daardie dier sy lewe, sy bloed wat vloei. En terwyl jy so sien hoe daardie dier se bloed vloei, moet jy weet, dit is as gevolg van die erns van jou sonde. Maar dit het deur die jare heen, het dit vir die Jode al meer en meer gegaan, later rondom rituele reinheid. Jy moet ritueel, godsdienstig aanvaar word deur die res van die samelewing. Al minder en minder het dit gegaan oor hoe ek in my verhouding teenoor die Here is. Daarom het hulle dikwels met hulle monde die Here bely en lofsange gesing en gebede, lang gebede gebid en alles. Maar in die etiek en dit wat hulle doen, die manier waarop hulle doen, het hulle maar links en regs mense, veral die swakkes, wese en die weduwees, te nagekom. En dit was aanvaarbaar, want hulle is ritueel rein.
toe kom Christus. Hoekom het Christus kom mens word? En dit is seker een van die grootste vraag en diepste vraag. Hoekom sou hy, wat God is, uit sy hemelwoning uitkom en tussen sulke mense kom wees, terwyl hy gespot word, terwyl hy misverstaan word, terwyl hy gaan sterf, deur sy eie mense, nie die wat daar ver van hom af is nie, vir die vir wie hy die liefste is, vir die vir wie hy die meeste omgee, is hy die meeste te nagekom. En hy het daar gebly, aan die kruis, nie net later, nie net van mense verlaat nie, maar van God self, die Vader verlaat, dat selfs op daardie oomblikke wanneer dit gebeur, die kosmos in beweging kom en dit donker word in die middel van die dag. Die intensiteit van daardie eensaamheid vir ons. Hebreërbriefskrywer praat hier in die beginverse van vers 9 oor die Oud-testamentiese tyd. Dit wat die priesters en die hoëpriester en almal in die Ou Testament gedoen het, tyd voor Christus. En dan kom hy hier in vers 11, kom ons lees dit. Christus egter het gekom as hoëpriester van die goeie dinge wat nou verwesenlik is. Hy het deur 'n uitnemender, meer volmaakte tabernakel beweeg, wat nie deur mensehande gemaak is nie. Dit wil sê, wat nie van hierdie skepping is nie. Is dit nie diep woorde nie. Hy het deur 'n volmaakte tabernakel, die Jode het presies geweet van die tabernakel, en waar hierdie offers gebring moet word. Hy het deur 'n uitnemender, 'n volmaakte tabernakel beweeg, wat nie van hierdie skepping is nie. Hy het ook nie met die bloed van bokramme en bulkalwers nie, maar eens en vir altyd met sy eie bloed die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing bewerkstellig. Want as die bloed van bokramme en bulle en die as van 'n jong vers die verontreinigdes deur besprinkeling wy, met die oog op die reiniging van die liggaam, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees as vlekkelose offer aan God geoffer het, ons gewete reinig van dooie werke, sodat ons die lewende God kan dien. Daardie laaste woorde is my so belangrik, sodat ons die lewende God kan dien. Tot daar. Die tafel is vir ons voorberei, die tekens van die nagmaal is hier voor ons. Maar vandag wil ons onsself daaraan herinner dat hier is nie sommer maar net 'n tafel nie, hier is nie sommer maar net tekens nie. Daar is 'n geskiedenis, daar's 'n hele stuk geskiedenis hier agter. Daardie geskiedenis begin by 'n altaar, by 'n plek waar daar 'n dier geoffer moet word, doodgemaak moet word, bloed, sondeskuld, die erns van die prys vir vergifnis. Hoe het ons tot hier gekom? Die Hebreërbriefskrywer noem Christus die hoëpriester. Hy het gekom as die hoëpriester. Nou die Jode het geweet, daar's baie priesters, maar daar's 'n hoëpriester, en as hy een keer 'n jaar in die tabernakel ingaan, daar in die allerheiligste net, hy mag daar ingaan, en hy
kan versoening vra vir die sondes van die volk. En dit was so 'n spanningsvolle, heilige oomblik. En hulle lees Christus het gekom as die hoëpriester. Die hoëpriester van die goeie dinge. En hy deur 'n volmaakte tabernakel beweeg, wat nie met mense hande gemaak is nie. Wat nie van hierdie skepping is nie. Dan beteken dit dat hierdie tekens vertel vir ons iets wat op 'n baie dieper vlak lê as wat enige kind van die Here in die Ou Testament kon beleef. Want hulle het nie hierdie perspektief gehad nie. Christus kom en hy bring vir ons iets wat nie van hierdie skepping is nie. Wat uit die hemel uitkom. En ons verlossing is nie gebaseer op iets aards nie. Dis nie afhanklik van 'n plek of 'n gebou of 'n ritueel nie. Dit kom uit die hemel self. In die tweede plek is hierdie offers wat in die Ou Testament voor Christus gebring is, herhaaldelik gebring. Daar was altyd nog bloed, nog offers, nog skuld. Dit het nooit opgehou nie. Na Christus se sterwe aan die kruis is daardie prys vir eens en vir altyd betaal. Nie weer nodig nie. Nie later weer nie. Nie onvolledig nie. En hy het nie die bloed van 'n offerdier gebring nie. Hy het sy eie liggaam, sy eie bloed gebring. Dit is asof elke Ou Testamentiese offer gefluister het, dit is nie genoeg nie, dit moet weer gedoen word. En toe Jesus sterf, daardie uitroep, dit is volbring, toe selfs 'n geharde soldaat wat al vele kere iemand aan 'n kruis gesien sterf het, uitgeroep. Hierdie keer is dit anders. Hierdie man was seun van God. Tot hy het dit erken. Die wonder daarvan is dat Jesus in daardie oomblikke vir ons 'n ewige verlossing bewerkstellig het, sê ons teks. Sodat ek nooit weer iets hoef te doen om dit te bewerkstellig nie. Hy het dit reeds alles klaar gedoen. Die altare waarop daar offers gebring is stil. Die werk, die volmaakte offer is gebring en dit is genoeg. Ek het net nou in die begin iets daarvan gesê dat wanneer daar in die Ou Testament offers gebring word en hierdie verontreinigdes is daar en hulle word besprinkel, daardie bloed word besprinkel, dan word hulle ritueel rein en hulle kon weer aan die godsdienstige lewe deelneem, hulle kon weer lang gebede bid en hulle kon vir almal sê, maar ek het die regte dinge gedoen, die regte prosedure gevolg. Ek is rein. Maar die Hebreërbriefskrywer sê, dit was uiterlik. Innerlik het daar nie veel verander nie.
Dit kon jou van buite af skoon laat lyk, maar dit kon jou nie van binne af nuut maak nie. En dan kom hy en dan sê hy, hoeveel te meer sal die bloed van Christus nie ons gewetes reinig nie, ons innerlik nuut maak nie. Miskien is daar vanoggend iemand hier wat besef, Here, ek smag daarna, ons het net nou gesing, middelpunt van ons verlange. Ek smag daarna om hierdie vernuwing, hierdie nuut word te beleef, opnuut weer te ervaar, dat U my skoon was, dat U my reinig, U my reinig. Vanoggend is die geleentheid waar Jesus dit wil doen. Die doel waarom Christus vir ons hierdie tekens gegee het, ons gaan net nou na die betekenis van die nagmaal kyk. Maar die doel is ten diepste sodat ek kan weet, deur sy vergifnis vir myself toe te eien, sy offer vir myself toe te eien, is ek rein. En kan ek leef? Is dit wat ek doen, wanneer dit in die verlede, alles wat ek gedoen het, selfs my beste dade, dooie werke was, vir hom totaal onaanvaarbaar, want dit is sonde besmet. Na daardie oomblik wat ek sy offer vir myself aanvaar het, is selfs my swakste daad vir hom aanvaarbaar, want ek leef vir hom. By die altaar is daar altyd 'n offer gebring. By die tafel ontvang ek sy genade. By die altaar het ek altyd op 'n afstand gestaan. Kyk wat gedoen word. By die tafel word ons vanoggend genooi om te kom aansit. By die altaar was daar altyd vrees. Is dit genoeg? By die tafel is daar 'n liefdevolle verhouding tussen hom en ons. Wanneer ons vandag die brood neem, en ons dit gaan eet met die mond, en dit deel word van ons liggaam, dan is dit nie maar net nog 'n offer nie. Dit is 'n herinnering aan die volmaakte offer wat aan die kruis gebring is. Wanneer ons hierdie wyn drink, dan is dit nie maar net 'n simbool nie. Dit wys vir ons na die bloed van Christus, wat ons gewete, ons innerlik reinig. Waar die altaar altyd gesê het, dit kos bloed, en daar gaan weer moet bloed vloei, sê die tafel vanmôre, die prys is betaal, ten volle opbetaal. Kom, sit aan, neem deel in hierdie stuk genade, uit die hart van 'n God, wat ons onbegryplik liefhet. Amen.